Daar sê, baie welkom Johan, mense, luisteraars by Radio Fynbos, jy het Stilbaai uit, en dit is vir ons 'n groot eer vandag, eerlikwaar, om die bevelvoerder van Suid-Afrikaanse polisie in Stilbaai reg oor ons te laat sit en te kan gesels oor die groot achievements wat hulle behaal het. Julle weet die kaptein, Johan van Tonder, hulle dagboeke is baie vol, en hy het regtig vandag plek gemaak vir ons, en ons is so trots op hierdie polisiestasie, ons is so trots wat julle doen aan ons gemeenskap, Johan, so baie welkom. Baie dankie Jackie, jy het my nou nogal na 'n baie belangrike persoon klink, met so 'n vol dagboek, maar dit is net 'n plesier om met julle te gesels, baie dankie. Ja, en ek dink dit is 'n baie lekker platform om te gesels, mense, weet jy wat, ons het al baie daaroor gepraat oor Radio Fynbos, ons luisteraars, ons self, die publiek, is altyd baie maklik om die negatief en goed te sien. En die goeie goed sien ons omtrent nooit, of ons kom nie voor die lig daarmee nie. En vandag kan ons vir julle met alle trots sê, ons het net goeie nuus van ons polisiestasie in Stilbaai. Weet jy, dis nie dat ek baie daar kom nie, maar obvious is daar sekere tye wat veral ons in die tweedehandse meubelhandel. En Johan, ek moet vir jou sê, jou personeel is vir my, elke keer nog, baie vriendelik. Soos jy altyd is, soos hulle ook, jy kan hulle deur 'n ring trek. En daai dissipline kom van bo af. Nie van bo nie, van die bevelvoerder af. Want dit is waar alles gebeur, en ek glo dit is nie 'n maklike taak nie, Johan. Ja, dit is nie so 'n maklike taak nie, maar weet jy, my personeel maak dit vir my aansienlik makliker met hulle persoonlike dissipline en dies meer, so ek het baie min dat ek nou moet gaan raas en kwaai wees met die ouens. Hulle is ook daarom redelik volwasse nou al, jy weet, meeste van my oukies is al 10, 15 jaar in die polisie. So dis nie meer werklik waar nodig om aan mekaar op so ou se skouer te staan nie en polisieman oor die polisie te speel nie. Ek verstaan, ja. Nogtans, jy skep die atmosfeer, jy weet, dit is nou maar so, die bevelvoerder of die bestuurder of die leier skep 'n atmosfeer vir jou personeel. En net, luisteraars, net om vir julle ook daarom net op hoogte te bring, ons sê vir Chantay, sy is natuurlik ons regisseur en klankingenieur, sy rekord alles wat ons sê, so as julle miskien enige resultate soek of dit, sy help ons. Dankie Johan, nou gaan ons aan. Ons het gelees en ek was so opgewonde, ek kry eintlik nou nog hoendervleis, oor die toekenning wat julle ontvang het. Weet jy Johan, dis nie iets wat net gebeur nie, kaptein. Daar moet iets agter dit wees. Dit gebeur nie net nie, en dis vir die hele streek. Weet jy, ek ook sien hoe gons die sosiale netwerke oor hierdie prestasie wat julle behaal het. Nou ja, hoe die toekenning julle het voel? Ja, ek is ongelooflik trots, baie trots, dit laat 'n ou breëbors loop, maar jy weet, as so iets kom nie elke dag oor jou pad nie, so 'n insident gebeur nie elke dag op 'n plekkie so Stilbaai nie. In die groter sentra is die geleenthede baie groter, of baie meer wat daar werklik waar groot fondse gevang kan word, maar ek dink wat baie belangrik is, as wanneer die bal na jou toe gegooi word, moet jy die bal kan vang, en jy moet kan speel met die bal. En om terug te kom na hierdie insident toe, toe die oukies die inligting kry, het hulle vinnig gereageer en professioneel gereageer, nog ouens ingeroep wat af was, op hulle rusdae was, en almal het vinnig gereageer, en het was werklik waar 'n spanpoging gewees, en dis wat ons so trots maak, is dat jy weet, as die, soos wat hulle sê, die pop of die fan stryk, kan jy op die ouens se nommers druk. Ja, weet Johan, dis nie die eerste keer wat ek hoor nie, maar ek het al 'n paar keer gehoor, en ek weet nie hoeveel keer die publiek daarna luister nie. Dis nie die eerste keer dat ouens op hulle afdae ingaan om exercise uit te voer, ek weet nie wat noem julle dit nie. Ek het al so tussen die lyne deur gehoor, hoe gaan die ouens in en help hulle klim in. Nou, ek persoonlik dink,
en jy sou vir my kan sê, die toekenning vir jou en jou span, ek dink dit bond julle baie. Weet jy, Jackie, jy is 100% reg. Dit bring 'n gevoel van kameraderie onder die ouens. As jy werk met 'n klomp mense, dan is dit maklik dat een of twee kan afdwaal of nie altyd deel voel van die span nie. Maar dit is mos nou maar natuurlike menslike gedrag. Almal wil graag deel wees van 'n wenspan. En die crux vir my is om heeltyd te probeer 'n wenspan daar te stel, dat jy al die ouetjies aan boord het en almal hulle pond vleis na die tafel toe bring. Ja, wel as ek so kyk na die reaksie van jou personeel of jou polisie, ek weet nie wat noem mense dit in die polisie en die kaptein, maar slag jy 100% daarin om die mense reg te motiveer en dit so baie geluk. Nou, wanneer is die eerste keer wat jy van die toekenning gehoor het? Weet jy, Jackie, ons het mos nou maar elke jaar het die polisie sy wat hulle nou maar noem die Prestige Awards of die Excellence Awards, en mense word genomineer, so jy nomineer verskillende lede by jou by die stasie, kan jy nomineer verskeie kategorieë wat daar so is, en dan nou soos onder andere hierdie ene het ek die mense laat nomineer vir die vangs van die jaar, want ek het werklik waar gevoel dat dit was 'n uitsonderlike vangs gewees. Dit is nie iets wat elke dag gebeur nie, en die impak wat dit maak, nie net op Stilbaai nie, maar in ons land, as daai klomp dwelms moes in die hande gekom het van die straatsmouse, die hoeveelheid hartseer wat dit veroorsaak. So ons het verlede jaar so hier by November, as ek dit nie mis het nie, het ons gehoor dat die provinsiale Excellence Awards gaan plaasvind in Januarie maand, en dat ons een van die finaliste daar sou wees. Hoeveelste ons sou kom het ons mos nie geweet nie, dit was mos nou maar 'n verrassing die aand, maar ons het dan geweet dat ons onder die top 3 beste vangste sou gewees het. So die manne wat gegaan het was baie opgewonde gewees. En ja, ek het 'n goeie vermoede gehad waar ons gaan eindig. Maar toe die ouetjies nou daar in die Kaap kom en hulle kyk en hulle sien die kompetisie om hulle en hulle sien die foto's, jy weet, van die ouetjies van die groepe daar in die Kaap het op groot hoeveelhede onwettige vuurwapens beslag gelê, wat ons nou maar altyd 'n vreeslike ernstige ding is. Ons probeer soveel as moontlik wapens van die pad afkry, veral in die bende getuisterde areas in die metropole. Het hulle gesien en besef dat hier is goeie kompetisie vir hulle, en van die manne het al gesê, wel, ons kan nie swakker doen as 'n derde plek nie. Ja. Maar ja, ek het in my hart geglo ons gaan die knoop deurraak, ja. Ja, en dit maak hierdie toekenning nog eers spesiaal om met al daai kompetisie as die wenners weg te stap. En weet jy, ek het gekyk op Facebook toe die manne daar op die verhoog stap. Yes, die ouens luisteraars, ek wil sê daai manne was netjies geklee, jong. Ek het hulle nie eens herken nie, so netjies is hulle. Ek wonder hulle vrouens het hulle seker maar aangetrek. Maar ja, Johan, ons is so trots en dit sit Stilbaai op die map. Mense kyk anders na Stilbaai nou. En ons moet vir julle as polisie baie dankie sê. Maar kan jy meer vertel oor die insident, Johan? Is jy gemagtig? Min of meer? Weet jy, Jackie, nee, ek kan op die stadium nou nog nie praat werklik oor die saak nie. Die saak is nog sub judice, hy is nou oorgeplaas na die Hooggeregshof toe. So die ouens verskyn in die Hooggeregshof. So ons kan nie werklik waar enigiets oor die saak praat nie. Ons kon nou maar wel sê die volumes wat op beslag gelê was en van die voertuie wat teruggevind is en dies meer. Maar ja, selfs ook met die dramatisering van die arrestasie en dies meer, was dit ook baie diskreet gedoen gewees, dat die mense nie, die betrokkenes nie eintlik geïdentifiseer word in die dramatisering nie, en dan ook die mense wat ons die inligting gegee het, die aanvanklike tip-off, sê, hoor, julle moet hierna kyk, ook daardie individue wil ons so ver as moontlik beskerm, want ons praat hierso van internasionale
misdaad, jy weet, dit is nie 'n Maak plaaslike ouetjie wat 2 Mandrex-pille of 10 of 20 Mandrex-pille mee smokkel nie, dit is werklik waar internasionale misdaad hierdie. Yes, ja, dis interessant. Dis hoekom ek nou net gevra het, jy weet, of wil vra, die gemeenskap was soort van betrokke, alhoewel ou hulle nie kan identifiseer of wil nie. Ja. Dit is maar die oë en die ore van die SAPD en Stilbaai oral inteendeel. Absoluut, Jackie, ja, ons het deurlopend inligting gekry, die publiekheid, wil ek sê, met die navraag, met die opvolg, dit is mos nou so dat toe die ouens nou die voertuig gestop is, hulle weggehardloop het van die toneel af en in die bosse in. Maar met die soektog het ons gemeenskapsbetrokkenheid gehad. En ja, as ons nie werklik waar al hierdie strukture in plek het, soos ons buurtwagte, wat werklik waar funksioneer. Ons buurtwagte is nie net buurtwagte 'n naam om iemand nou gelukkig te hou of wat ook al is. Elke polisiestasie moet 'n buurtwag hê. Ons het nou 3 of 4 of 5 nie. Nee. Ons buurtwagte is werklik waar aktief. Hulle doen patrollies. Ek is op al die meeste van die WhatsApp groepe, so ek kan sien wanneer hulle rapporteer by die polisiestasie. Elke slag as hulle op patrollie gaan, skakel hulle in na die polisiestasie toe. Hulle kry 'n registernommer dat ons weet Jackie Wessels is nou uit op patrollie. En as hy dan nou môreoggend nog nie teruggeboek het nie, dan moet ons net 'n navraag doen. Leef Jackie Wessels nog of wat het nou gebeur met hom? Okay. So ons weet hy boek aan diens en hy boek weer van diens by ons en indien daar enige iets is om te rapporteer het op die groep. So ja, in al hierdie goed speel die gemeenskap en die gemeenskapsbetrokkenheid 'n baie groot rol. En as jy nie die goed in plek het nie en die insident duik op, dan help dit nie, jy wil nou 'n gemeenskapsbetrokkenheid geaktiveer kry nie, want jy het nie kontaknommers nie. So dis nou maklik vir ons, ons hoef net ons hoef eintlik net op een van die WhatsApp groepe 'n boodskap te sit en dit is die koördineerders en die koördineerders versprei dit na al 7 ander buurtwagte toe. So jy stuur een WhatsApp en 7 ander ouens forward net die boodskap na die ander mense toe en ewe skielik is die hele Stilbaai geaktiveer. So dit is baie goed. Ja, dis ongelooflik, jy weet Johan, om so iets by mekaar te hou, is van kardinale belang, nommer 1, dink ek. En nommer 2 is, dit gee die gerusheid vir die inwoners. En ek dink, baie keer weet ons net te min presies, jy weet dit soos, ek sê altyd, omdat ek nou al van die lugvaart afkom, ek sê altyd, as jy op die vliegtuig klim en jy sit daar en jy is 'n passasier, dis fyn. Maar jy weet nie wat agteraf gebeur nie. Ja. En hierdie, soos jy nou praat, besef ek, hoor, hierdie is nie net 'n ding wat gebeur nie. Kaptein van Tonner moet sy mense by mekaar hou, en natuurlik is daar een groot persoon aan wie hulle moet rapporteer, dis mos vir jy. Nie altyd nie, maar in sulke ernstige gevalle. Nou hoe, ek weet julle hou vergaderings in dit, en dit is seker hoe julle die vertroue tussen die polisie en die gemeenskap behou. Jackie, ja, die gemeenskap polisieeringsforum speel 'n baie belangrike rol in hierdie kom ons sê hierdie skep van die vertroue en die behou van die vertroue. Ons praat altyd van jou gemeenskap polisieeringsforum is die brugbouer. Ek weet Byloom Hertzog Lerm wat jare die voorsitter was, ook 'n afgetrede brigadier gewees in die polisie. Hy het altyd gesê, man, ek is 'n brugbouer. En daai woorde sal ek nie vergeet nie, en huidiglik ook met Alison Bryant wat die voorsitter is. Alison is 'n woelwater, sy is altyd besig, altyd betrokke. Nou as ek dalk net kortliks kan verduidelik, ons het die gemeenskap polisieeringsforum, dan het ons 'n klomp organisasies in die dorp. Almal word uitgenooi om deel te vorm van die gemeenskap polisieeringsforum. So as jy nou by die Stilbaai Belangeforum is, of die Stilbaai Besigheidsforum is, of wat ook al, word jy uitgenooi, so jy doen aansoek en jy word toegelaat tot die gemeenskap polisieeringsforum. So ons hou elke maand het ons 'n vergadering met al die rolspelers, al die organisasies in die dorp wat graag wil deel vorm van die gemeenskap polisieeringsforum.
En dan gesels ons en ons gee terugvoering rakende die misdaad, rakende projekte, want alles gaan nie net oor misdaad nie, ons probeer baie projekte in plek kry om mense se gedragspatrone te probeer verander. Mense se denkwyses te probeer verander. Ek moet sê wat nogal 'n uitdaging is om mense se drankgewoontes te probeer verander. Ek moet sê daai is nou nogal 'n groot uitdaging, maar in kort is dit hoe die gemeenskap polisieeringsforum werk en ook ons buurtwagte het een koördineerder en daai koördineerder so al die buurtwagte as 'n entiteit of 'n rolspeler is ook verteenwoordig by die polisie, by die GPF, die gemeenskap polisieeringsforum en daar kry hulle en gee hulle ook terugvoering aan al die organisasies, so aan al die mense wat daar sit, dat hulle kan sien en weet wat die buurtwagte gedoen het die maand en so meer, ja. Johan, ek wil net hoor by jou, dit is vir my baie belangrik of vir die publiek. Die publiek sigself kan ook daai vergaderings bywoon. Jackie, een keer 'n jaar of een keer 'n kwartaal hou ons 'n GPF uitreik, is 'n oop vergadering en by daai vergadering kan die algemene publiek ook bywoon en is hulle meer as welkom om dit by te woon, want dit is eintlik vir hulle wat ons die vergadering hou. Ja. Maar nou soos jy mos nou weet, as dit goed gaan, dan kom ons nie. En as dit koud is in die winter, dan kom ons nie. So ja, ek wil tog maar vra vir die publiek om tog te kom luister en te hoor wat gaan aan in hulle dorp en in hulle dorp se veiligheid, want weet jy, ons sien dit so baie keer veral in die stede, beskou die publiek nie hulle dorp of hulle wijk se veiligheid as hulle verantwoordelikheid nie. Dit is of IDT of Coin sekuriteit of wat sekuriteitsmaatskappy of die polisie. En weet jy, dit begin eintlik by jou huis. Ja. En as ons almal eienaarskap neem van ons persoonlike veiligheid, dan is dit net soveel makliker. Yes. Ja, luisteraars, julle wat miskien nou net begin luister het, ons praat met kaptein Johan van Tonder oor die uitstekende toekenning wat hulle gekry het hier by Stilbaai polisiestasie. Ons is so trots as 'n gemeenskap, en wat ons eintlik nou net bespreek het, hierdie kwartaallikse vergaderings wat hulle hou vir wat die publiek welkom is. Mense, as julle voel die kommunikasie kan moontlik nie goed genoeg wees nie, dan sit ons eie skuld, want ons woon nie daai vergaderings by nie. Daar kry ons alles, alle inligting, en moenie altyd op hoorsê gaan nie. Gaan luister daar en daar kry jy die harde feite. Dit is maar nou net so 'n tip van, ek is ook maar deel van die publiek, dink ek. Johan, nou, weet jy wat my altyd, julle het ongelooflik baie uitdagings deesdae as polisie. Ek het vanmôre toe ek ateljee toe ry, so sit en dink ek, valkoë is op julle, as ek dit so kan stel van 'n leek se kant af. Baie keer soos valkoë op die onderwysers ook is deesdae. En dit is 'n uitdaging wat julle moet deurwerk en subtiel behandel, as ek reg is. Ja. Jackie, ek hoor presies wat jy sê. Aan die een kant wil ek sê, ek vat eerder my uitdagings voor ek 'n onderwyser se uitdagings vat. Ek het net een kind groot gemaak, so dit was klaar uitdagend genoeg om heeldag met 30, 40 in 'n klas te sit en weet jy, ons praat nou van die onderwysers en die onderwys en die kinders, maar daai kinders wat ongedissiplineerd is, of kom ons veralgemeen, kom ons sê van die kinders wat ongedissiplineerd is, hulle word groot en hulle word ongedissiplineerde groot mense. So op 'n stadium dan neem ek nou maar die onderwyser se probleme oor aan my kant, maar ek dink een van ons groot uitdagings of wat nogal 'n ou bietjie moedeloos maak partykeer is die hele regstelsel, die regstelsel het aansienlik verander. Net soos wat ons skole tot oorlopends toe vol is en onderwysers sukkel of beheerliggame sukkel om kinders geplaas te kry, so is ons gevangenisse tot oorlopends toe vol. En ek dink die manne daar sukkel weer om die ouens geplaas te kry. Want hy kan nie, hy moet plek maak
hy moet plek maak vir nuwe kliënte wat ons bring en ons is redelik suksesvol die polisie om vir korrektiewe dienste vol te maak so dan sit jy met die geval van die ou het 'n vonnis gekry, maar hy moet so gou as moontlik weer op parol vrygelaat word en geïntegreer word in die gemeenskap. Daar's kostes wat dit behels om mense in 'n gevangenis aan te hou en dit is nie die ideaal nie. Mense moet geïntegreer word, weer terug geïntegreer word in die gemeenskappe. En dan is die probleem baie van ons, kom ons noem hulle ons probleemkinders, hulle verval weer in misdaad. Want dis sy leefwyse. Ek sit met mense van 30, 5, 36 jaar oud wat in hulle lewe nog nooit gewerk het nie. Hy het nog nooit 'n vaste werk gehad nie. Hy pleeg misdaad, of dit nou dwelms is wat hy verkoop so vir sy eie gewin, of hy inbreek, of hy steel, wat ook al die geval is, maar jy weet, jy moet dan besef, die persoon is 'n probleem as hy in sy lewe nog nooit gewerk het nie. En nie enigstens belangstel om te werk nie. So, ja, dis sy verwysingsraamwerk en daar volgens lewe hy. Absoluut. Nou, presies waar jy nou praat, Johan, en ek bring dit nader aan Stilbaai. Stilbaai is 'n klein dorpie, soos jy weet, omtrent almal ken vir almal. Ja. Nou, het ek gesit en wonder, tog as jy moet optree teen iemand, is daar 'n groot kans dat jy hom of haar gaan ken, en dit moet vat aan jou as mens. Hoe verwerk die polisie, en ek praat nie van jou alleen, ek praat van die mense wat die fisies ruim in die van en hulle gaan oplaai en so, dit moet, hier laai ek nou my buurman op, is 'n voorbeeld, dit moet vat aan jou as 'n mens. Nou, hoe verwerk julle dit? Ja, weet jy, dit is nou maar ongelukkig so, jy moet polisieer, ongeag wie die persoon is, of het nou 'n vriend is, of het nou 'n ou is van wie jy nie hou nie, maar die belangrike is, jy moet heeltyd probeer konsekwent bly. En ja, die polisielede is mos nou maar ook net mense, so hy sit ook maar met emosies, hy sit met gevoelens, en boonbehalwe dit, nou vang jy jou buurman of jou neefie, of jou neefie se vrou, se kind, of so, dan moet hulle ook nou handel met daai interne familiekonflik en dis meer. So, op 'n klein plekkie maak dit nogal moeilik vir die lede. Ja. Jy weet, en ek kan baie keer dink, as dit jou so raak, jy weet, dit is 'n groot uitdaging om daai emosionele toestand nie huis toe te vat na werk nie. En om dit te verwerk, dat as jy by die huis kom, moet jy soort van afgeskakel wees, dat jou huismense nie beïnvloed. En dit is altyd vir my so, jy weet, ek het een keer vir 'n dominee ook gesê, hoe jy begrafnis op begrafnis kan hou, sonder om emosioneel te raak. En ek glo hierdie is baie dieselfde ook. Jy weet, daar moet 'n manier wees om dit te verwerk. Ja, ek dink elke persoon het maar sy eie manier seker om dit te verwerk en so. As ek net kyk na my persoonlike omstandighede, jy moet weet hoe erg dit is. My vrou is ook in die polisie, so en ons werk saam en ons werk al vir 36 jaar saam, so om as jy vanmiddag die kantoor deur toesluit, die werk by die kantoor te los en die huis toe te vat nie, dit is nogal 'n geweldige uitdaging. En onbewustelik dink 'n ou aan iets by die werk, en of jy klankbord dit met jou vrou, of sy met jou, of wat ook al. Maar soos in my geval het ons nou 'n ooreenkoms wat ons ook nou nie altyd byhou nie, maar ons probeer daarom, as ons hier by die kruis, hier by Jongensfontein oor die stop gaan, dan los ons die werkse probleme daar op die stopstraat. Okay. So ja, maar laat dit emosioneel uitdagend is vir die lede, ek glo verseker so, behalwe net vir hierdie tipe van familiekonflik of vriende of die na aan die mense, daai oor en oor na dieselfde huise toe gaan met dieselfde gesinsgeweld, met dieselfde man wat nie sy verantwoordelikhede nakom teenoor die kinders nie, of dwelms gebruik, of die vrouens. Ek wil nou eintlik vir jou sê, op die stadium kan ons nie werklik waar sê die mans is die oortreders vir die gesinsgeweld nie. Dit is weerskante toe. Ja nee, wat die
ek sien dit baie van die vrouens wat eintlik die stelsel misbruik om hulle argument sterker te maak en jy weet daai tipe goed. Ja. So dit is nogal dink ek baie emosioneel uitdagend vir die ouetjies en as jong mannetjies wat werk met hierdie goed, jy weet, hy is 28, 30 jaar oud en so aan. En dan moet hy nou vir 'n ou wat 50 is en 20 of 30 jaar getroud is, nou eintlik gaan maniere leer en sê, maar hoorie, so maak 'n mens of sis maak 'n mens. So dit is maar moeilik. Yes. Ja, luisteraars, ons staan nou baie naby aan die einde van hierdie gesels en ek dink vir my was dit baie insiggewend en weer eens van Radio Fynbos en ek wil amper sê van die hele publiek wil ons vir Kaptein van Tonder sê baie geluk, baie geluk met julle prestasie. Ons is ongelooflik trots op julle. Ons gaan almal kyk met nuwe oë en die polisie respekteer. Johan, ek praat so en meer casual nou. Ek onthou toe ek so op so 'n klein laaitie was, luisteraars miskien van julle ouer mense sal dit ook weet. As jy op 'n klein plekkie is en daar kom 'n polisievan aangery, omdat jy het respek gehad vir hom. En dan loop jy eers regop en dan het jy groot respek. Baie keer vind ek dis vandag nie meer so nie. Ongelukkig. Ek dink ek en Kaptein Johan het gepraat daaroor, die skole sukkel ook met die dissipline, maar ons het daai tyd baie respek gehad vir die polisie, alhoewel jy niks gedoen het nie. In geval sien daai ou miskien jy het jou suster se skoene aan en dan vang hy jou, jy weet. Jakkie, kan ek net voordat ons klaar maak, net gou nog 'n bietjie goeie nuus gee. Gisteraand was dit die nasionale Excellence Awards van die polisie gewees en van die provinsie af was Stilbaai ook genomineer om te gaan deelneem daarso. En ons het vir ouer Mornet Emilio gestuur. Hy het die oproepinstruksie gekry en hy het gisteraand namens Stilbaai die trofee toekenning van die kommissaris afgekry vir die uitstekende werk. So die nasionale kommissaris het ook gisteraand vir ons op nasionale vlak erkenning gegee vir die goeie werk. Ja, ek wonder of mense besef wat se groot prestasie is dit. Nogmals baie geluk. Stilbaai polisiestasie. Ons is regtig trots op julle. En jy weet in mense kan nou maar sê wat hulle wil. Ons het 'n lewenstyl hier wat so lekker veilig is. Dit gebeur nie net nie, mense. Die polisie is daar. En elke keer as iemand in gevang word, stuur dit 'n boodskap uit, mense. Die polisie is daar, gedra julle. Nogmaals baie geluk oor gisteraand se toekenning, Johan. Dankie. Jy kan regtig rondloop breëbors, jy en jou hele polisiestasie. En ek dink jy en Cindy moet dit tog maar vanaand bespreek dat dit 'n groot gebeurtenis is en julle kan dit albei self op die los maar die Jongensfontein kruis vanaand. Ja. Johan, baie dankie dat jy regtig plek gemaak het. Ek weet jy's besig op jou dagboek. Dankie dat jy plek gemaak het vir maar ek wil hierdie woord insê, man. Ek wil dit so graag altyd sê. Baie dankie dat jy plek gemaak het in jou dagboek vir die eksklusiewe onderhoud met Radio Fynbos. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Baie dankie, Jakkie. Groot waardering en die eer is myne. Dankie julle. Dankie aan ons regisseur en klankingenieur Chantay. Sy gaan nou lekker werk aan alles en ons loop nou terug in ons ontspan.